Welkom terug en vir julle laatslapers. Dis nou die wat nou eers by ons aangesluit het. Daar's nog baie waarna jy saam met ons kan uitsien. Roswell aan my linkerkant nuus. Is jy reg, Rosie? Is jy neus? Nee, ek het hom onder beheer, Pieter. Dit voel amper vir my soos hierdie onthou met die cartoons so goed as hulle soveel nuus dan hou hulle mos die ding so vir die neus. Dan sê I'm okay en dan skielik gaan hy weer. Soos gister. Dit het gister met jou gebeur. Ek kon net nie om mooi beheer so nie. So 'n bietjie later meer uitvoer oor die Gatsby, 'n Cirque Extravaganza en Herman Kleinans en Andreet gaan onder andere vir ons kom sing. Ons gaan 'n bietjie ching chong chan allerlei lekker dinge doen. Okay, dis interessant. Pieter, ons bly ingeskakel daarvoor. Goed, so ek wil 'n bietjie oor behuising gesels. Nou, volgens die alternatiewe huisfinansiërder en dit is nou 'n Sentinel Homes, het die gemiddelde huisprys in Suid-Afrika die 1,6 miljoen rand kerf oorskry. Nou dis 'n dramatiese styging vanaf 150 000 rand in 1994. Die uitvoerende direkteur by die maatskappy, Renier Kriek, sê die trend van stygende eiendomspryse sal aanhou omdat dit tans duurder is om nuwe huise te bou as om ou voorraad te koop. Nou hoe hoor die vraag na ou huise, hoe vinniger styg die pryse en hoe minder bekostigbaar word huise vir die meeste Suid-Afrikaners. Sentinel Homes beklemtoon dat eiendomspryse oor die afgelope 70 jaar van salarisse ontkoppel het en dat eiendomswaardes vinniger as lone styg, wat verduidelik waarom huise vandag soveel duurder is in vergelyking met inkomste. Terwyl dit voordelig vir eienaars is, maak dit uitdagend vir eerste keer kopers. En volgens berekeninge sou net 15,8% van enkel salarisverdieners 'n huis van 1,3 miljoen rand kan bekostig sonder om hulle inkomste aan te vul. Die maatskappy sê kleiner huise en mikrowoonstelle sal waarskynlik toeneem terwyl ontwikkelaars ekstra geriewe soos padelbane, koffiewinkels en kinderoppassentrums insluit om kleiner nuwe eiendomme meer aanloklik te maak. Ondanks uitdagings begin die residensiële eiendomsmark herstel, veral met lae rentekoerse en verhoogde verbruikersvertroue. Kriek waarsku egter dat onsekerheid soos die grondwetwysigings en onteieningswet die mark kan beïnvloed en voorspel dat die mark of sterk sal groei of skielik meer konservatief sal raak. Nou hy meen, dit gaan of baie beter of skielik slegter word, maar sê hy bly optimisties oor Suid-Afrika. Daar is nog al 'n interessante brok hier. Weet jy, die ding wat vir my die meeste uitstaan oor daardie artikel, is die woord mikrowoonstel. Ja. So 'n mikrowoonstel is wat? Soos 'n klein 'n vierhoutjie boksie. Moet wees. Soos waarin ek woon. Nee, Elsa. Ek dink nie jou katte sal dit as 'n mikrowoonstel beskryf nie. Maar ek dink daar is soveel druk op jonger mense om koop eiendom, koop dit terwyl jy nog jonk is, want saamgestelde rente en hoe gouer jy begin, hoe beter. Maar dit is amper onmoontlik. Ons het gister gepraat oor die hoë werkloosheidssyfer en hoe mense sukkel om werk te kry. Nou moet jy nou sukkel om werk te kry, dan het jy werk gekry, maar dan kan jy eintlik nie bekostig om jou eie huis te koop nie. En mense sien dit so gereeld in die komplekse ook. Ek woon regtig in 'n vierhoutjie boksie, maar ek dink ek kyk om my rond en ek sien net jong mense, maar wat met 'n gesin ook begin, jy weet. En wanneer 'n mens dit vergelyk, dink ek met die verlede en luister na hoe ons ouers ook gesels, dan was dit hierdie ruim huis gewees met 'n heerlike grasperk, bome en so waarin 'n mens kon klim. Nou weet jy dit nie meer nie, dis baie hartseer. Ek weet regtig net nie hoe doen nou dit nie. Ek het myself ook al probeer terugvat van waar ek begin het toe, hoe ou dit kon bekostig of kon gewerk het na iets toe, maar nou om 'n huis van daai grootte of van daai koste te kan, wat moet jy verdien? 50, 60 'n maand? Yes. Voor aftrekkings of na aftrekkings. Ek weet nie hoekom oor tyd. Ek kan nie daai somme maak nie. I just think 1.6 million rand is an average price for a house. Like 1.6 million rand, like you say, Peter, you would have to earn between 50 and 54,000 rand a month to afford that bond. So hoe gaan 'n mens te werke om jouself te begin vestig, om jou lewe as 'n jong mens of 'n jonger mens te begin, to buy that roof over your head? En ek dink dit is dan op die einde van die dag ook soos wat hulle sê 'n domino effek. Want ek meen nou begin jy jy weet jy doen dalk iets ekstra om daai inkomste aan te vul.
wat weer lei tot dinge soos uitbranding en dies meer. Maar ja, dit is vir my interessant om ook te sien, jy weet, wanneer 'n mens kyk na hoeveel mense in daai inkomstegroep inpas, die gemiddelde salaris is ongeveer R29.290. Rand. Ja, het ek nou gesê. Ja. So we listen properly. Ja, listen properly, want die mediaan salaris is R5.417. Nou vra ek jou hoe So dit voel amper soos 'n onbegonne taak, ek weet nie. Ek dink van die ouer mense gaan ook sê, dit wat jy vir huis nou betaal, kon ons 'n plaas mee gekoop het destyds. Ja. In die 90er jare. Also the thing is it so important then to have your own property? Is it so important to say I am a homeowner? I think the option should be there for you to be able to be a homeowner. Maar teen hierdie pryse, hoe kan mense dit bekostig? I don't know. Ons het nie die antwoord vanoggend. Ja, nee. Maar nou as jy weer hier op sê, wat gaan hier nie op uitwerk nie. Nou ja. Luister, die tyd het aangebreek dat ons wenners kan aankondig van ons idiome kompetisie wat jy so rukkie terug gedoen het. Baie geluk aan Debbie Oosthuizen met haar idiome. Hoor hierdie ene, parels voor die swyne. Wat staan daar? Werk. Rarig, ek het nog nooit, dis hoekom ek so dubbel kyk hierso, wat staan daar? En die Bobbejaan agter die bult gaan haal, baie gelukkig kan Marissa te rol. Benoude katte, maak benoude spronge, daai maak vir my sin. Baie gelukkig aan Tanya Herbs met 'n ander teen die boesem. Julle elkeen weer na ATKV, meer back as binnegoed bordspeletjie.